Welkom hier by die Solidariteit Wêreld. Nou vandag praat ons spesifiek oor raswette. Die Departement Arbeid het rasregulasies gepubliseer as deel van die wet op sogenaamde diensbillikheid. En hierdie rasregulasies is absoluut drakonies, maar daar is iets meer. En dit is dat die rasregulasies is ook 'n oortreding van 'n skikking tussen Solidariteit en die regering van Suid-Afrika oor raskwessies. Net so vinnig agtergrond weer vir julle daaroor. Dat Solidariteit het in 2023 'n ooreenkoms gesluit met die Suid-Afrikaanse regering onder toesig van die Internasionale Arbeidsorganisasie. En hierdie ooreenkoms het sekere beperkings geplaas op raswette en spesifiek op die feit dat ras as die enigste kriteria gebruik kan word. En die ooreenkoms is toe 'n bevel van die hof gemaak. En hierdie bevel het bepaal dat die ooreenkoms as regulasies gepubliseer moet word as die regulasies van die wysigings op die wet op diensbillikheid gepubliseer word. Niks billik aan daardie diens nie. En toe hierdie regulasies gepubliseer is, wat vind ons? Dat die ooreenkoms is verbreek. Die konsepregulasies waarop kommentaar gelewer moes word, het presies hierdie ooreenkoms vervat. En toe dit uiteindelik gepubliseer word, toe gaan die regering en doelbewus verander hulle sekere bepalings. 'n Hofbevel het hulle verbreek. Dit is ernstig. En ek het vir Anton van der Byl hier by my, hy is die hoof van Solidariteit se regsafdeling, en ons gaan 'n bietjie met Anton gesels daaroor. Nou, Anton, 'n verbreeking van 'n hofbevel is dan spesifiek dan ook minagting van die hof. Kom ons begin daarmee. Vertel so 'n bietjie, wat is verbreek? Wat was in die ooreenkoms wat nie in die regulasies is nie? En hoe sal so aansoek vir minagting, en in hierdie geval spesifiek teen die president van Suid-Afrika, want hy is die staatshoof met wie ons die ooreenkoms bereik het, hoe sal dit werk? Ja, dankie Dirk. Ek dink ons word baie keer met die vraagstuk gekonfronteer, spesifiek in hierdie feite stel, hoekom 'n minagtingsaansoek, hoekom nie een of ander tipe van aansoek nie, en tweedens, hoekom die president, en wat is ons argumente, hoekom voer ons 'n minagtingsaansoek? En om die eerste vraag te antwoord oor hoekom 'n minagtingsaansoek, moet hy kyk na wat is daar wat geminag is, en hoekom sê ons dat die regering aanspreeklik is vir die minagting. En dit is redelik eenvoudig. Ou kyk na die skikking wat bereik is. Die skikking is pertinent duidelik tussen die regering en tussen Solidariteit bereik. En daai skikking het sekere pertinente terme, en die staat het homself verbind om te voldoen aan daardie skikking. Daai skikking sê, as jy kyk na regstellende aksie, dan moet dit genuanceerd plaas, want dit kan nie net skielik 'n statistiese verteenwoordigendheid wees nie. Daar is sekere voorvereistes wat jy aan moet voldoen en waarna jy moet kyk as jy regstellende aksie toepas. As jy dan kyk na die staat se optrede ten opsigte van die regulasies wat verlede week uitgekom het, dan moet jy die twee te mekaar vergelyk. Die skikking sê enige regulasies moet die term van die skikking bevat, en dan tweedens sê hy ook dat dit 'n bevel van die hof gemaak word. As ons die twee vergelyk, die regulasies wat uitgekom het en die skikking, dan sê die skikking sê net maar dat regstellende aksie moet tydelik van aard wees. Daar moet 'n begin en 'n einddatum wees in regstellende aksie. Dit help nie, ons is nou al omtrent 30 jaar wat ons kom met die wetgewing. En die vraagstuk wat ons self moet afvra, tot wanneer gaan dit aanhou? Gaan ons En die internasionale konvensies is baie duidelik daaroor. Dit moet duidelik wees. Die Internasionale Arbeidsorganisasie, onder wie se toesig hierdie skikking gefasiliteer word, sê ook baie duidelik, dit moet duidelik wees. So dit is 'n verbreeking ook dus van internasionale konvensies. Sonder twyfel, Dirk, as jy kyk na die komitee vir die uitwissing van rassediskriminasie en spesifiek die konvensie ten opsigte daarvan, dan word daar pertinent eksplisiet gesê dat regstellende aksie, of hulle noem dit spesiale maatreëls, moet tydelik van aard wees. As jy kyk na die Internasionale Arbeidsorganisasie se konvensie 111, dan word daar selfs in die aanhef word daar gesê dat spesiale maatreëls tydelik van aard is. En dan is daar nog Amerikaanse regspraak ook wat dit bevestig. Ja, Harvard uitspraak wat ek dink die afgelope 2 jaar terug uitgekom het, wat duidelik sê, hulle noem dit regstellende maatreëls moet slegs tydelik van aard wees. So jy sit met
Jy sit met geskikking, jy sit met internasionale ooreenkomste, konvensies, handveste, jy sit met internasionale uitsprake, jy sit met CCMA en arbeidshof uitsprake wat sê, hierdie kan nie tydloos wees nie, moet 'n datum aan regstellende aksie wees. En hulle haal dit toe spesifiek uit die finale regulasies. En hoekom dit so verdag is, dit is nommer 1 deel van die skikking. Dit was deel van die konsepregulasies dat dit tydelik moet wees. En hier kom hulle en hulle publiseer dit finaal en skielik is dit nie meer tydelik nie. Ja. Dit is vir ons vreemd. Soos jy reg sê, die voorlopige regulasies het dit vervat en dit was maar eintlik 'n voldoening aan die skikking wat hulle bereik het. So ons het verstaan hoekom die tydelike aard van regstellende aksies in die regulasies vervat word, want hulle het die skikking gesien, hulle het gesien, ons is 'n verantwoordelike regering wat moet verantwoordelik voldoen aan ooreenkomste. Ja, so ons is nogal redelik verstom om in die regulasies te sien dat daai spesifieke tydelikheid of die tydigheid of die tydelikheid van regstellende aksiemaatreëls uitgehaal is. Die enigste opsomming of afleiding wat ou kan maak is dat dit doelbewus so gedoen is. En die verdere afleiding wat ou kan maak is, as dit doelbewus is, dan is dit malafide. Hulle het geweet wat hulle moet insit in die regulasies. Hulle was duidelik bewus wat daar in die skikking staan, en as jy dit uithaal, dan is dit doelbewus en is malafide. Goed, en dan was dan nog 'n verdere ding, en dit is die hele kwessie oor ontslag. Nou, in die skikking spesifiek is bepaal dat niemand ontslaan mag word as gevolg van raswetgewing nie. En dit was baie duidelik geweest. Toe kom hierdie spesifieke sektorale teikens, en die sektorale teikens is eintlik niks anders as kwotas nie. En hierdie kwotas is eintlik mal. Dit is amper nie haalbaar nie. En dit is verskriklik moeilik om te sien hoe iets so gek behaal kan word sonder om ontslae te raak van mense. En nou het ons dit in die ooreenkoms gehad dat jy kan nie mense ontslaan op grond van ras nie, en hier gaan hulle en hulle haal dit ook uit. Dit is nog iets wat eintlik so baie, ek dink malafide is, kwade bedoelings is, so dit is ook uit. Ja. Ons het in die oorspronklike skikking het ons dit met 'n rede ingesit. Ons het gesien dat mense hulle vaskyk in hierdie statistiese verteenwoordigendheid. Nou dis eintlik maar net 'n baie mooi woorde vir ek moet die hele tyd voldoen in my werksplek aan hoe die land lyk. So my werksplek moet lyk soos wat die land se demografie lyk. En dis wat die staat deurlopend propageer. Jy moet lyk soos wat die land lyk. En ongeag in watse sektor jy is, ongeag hoe jy lyk, jy moet lyk soos die land lyk. En mense het hulle self vasgestaar daaraan en hulle het van mense ontslaag geraak op grond van die feit dat hulle nie lyk soos die land lyk nie. Die swart Amerikaanse skrywer en denker, spesifiek ook oor raswetgewing en ander dinge, Thomas Sowell, hy het gesê dat hierdie idee van demografiese verteenwoordigendheid is nog nêrens in die wêreld bereik nie. En hy sê as iets nagejaag word wat nog nooit in die wêreld bereik is nie, dan is dit permanent. Dit is so, mense is nie homogeen nie, mense lyk nie hulle het nie dieselfde aspirasies nie, hulle het nie dieselfde doelwitte wat hulle wil bereik nie, en dit is ongelukkig so, om 'n mens te klassifiseer op grond van hoe hy lyk, om te sê dat hy dieselfde aspirasies het, en dieselfde uitgangspunte is, dit kan net nie werk nie, soos jy reg sê, en ek dink sy boek is Affirmative Action Around the World, het hy vergelykende studies gedoen in Amerika, en Singapore, en Pakistan, en India, en Sri Lanka en so aan. En daar het duidelik uitgekom, mense is nie homogeen nie, hulle het nie dieselfde aspirasies nie, om te verwag dat 'n werksplek in alle sektore oralster presies moet lyk soos die land se demografie, is iets wat nooit bereik sal kan word. Goed, dan was daar nou 'n derde aspek, want die probleem is dat hulle dryf ras. En dit word 'n sakrekenaar oefening. En om dit te beperk, moet daar gekyk word na die beskikbare pool van vaardighede, die inherente vereistes van 'n pos. Dit alles toon dat net 'n rasbenadering nie kan werk nie. En daarom was dit deel van die skikking dat die inherente vereiste van die pos moet in ag geneem word. Die pool van vaardighede moet in ag geneem word en 'n klompie ander goed ook, want dit is maar die twee belangrikes. En toe gaan hulle en hulle verander die woordjie moet na die woordjie mag. En dit is 'n verskriklik, dit was 'n bepaling wat gesê het jy moet, nou is dit 'n opsie. Nou kan jy maar as jy wil. En dan vat hulle en dan het hulle streng kwotas.
wat eintlik dan sê is, jy moet nie meer vaardighede en gedagte, jy kan as jy wil, maar jy moet aan die raskwotas voldoen. En so dit is die derde groot oortreding wat my betref van die regering teenoor die ras, teenoor die ooreenkoms wat bereik is. So dit is in die eerste plek die tydelikheid, die dinge, tweede plek die ontslag en die derde plek dat dit nie meer 'n moet is nie. Dit is ernstige verbrekings van die ooreenkoms. Hulle het enkele elemente van ons ooreenkoms wel vervat in die regulasies wat ons baie waardering voor het, maar die kernelemente het hulle eenvoudig eensaidig gaan verbreek. En dit is hoekom ons dit nie kan los nie. Dis 'n hofbevel. Nou, sê nou maar mens los dit net. Want dit kan die vraag wees, weet jy, is op die oomblik soveel spanning in die land. Met Amerika en klagtes van waninligting wat versprei word. Mens nie die temperatuur 'n bietjie afbestuur nie. Ek dink ons moet die temperatuur afbestuur. Maar die manier om die temperatuur af te bestuur is nie om 'n stuk onreg te los nie en is veral nie met die integriteit van die regstaat aan te tas nie. Jy kan nie die temperatuur los deur te sê dat die integriteit van die hof mag geïgnoreer word nie. Dit is 'n glybaan. So as die regering nie by hulle woord gehou kan word nie, dan moet ons hulle by hulle ooreenkoms hou. En dit is hoekom 'n regstaat daar is. Wat ons eintlik dus doen is, ons is patriotte wat opstaan vir die regstaat. Los ons dit, dan beteken dit dat ons ontwikkel 'n situasie van eenvoudig wetteloosheid. En 'n regering wat homself hoër begin ag as 'n hofbevel, 'n president wat sê dat ek is nie gebonde aan 'n hofbevel, verskriklik gevaarlik. En dis hoekom ons dit moet doen. Ja, verseker dat die vraag, ek dink as jy kyk na al die aksies van die staat, dan wil hulle van ons meer slawe van die staat maak. 'n Slaaf wat uitsien na die gunste en gawe van sy meester en na die almoese van sy meester. Ons is net te dankbaar dat die staat nog nie erger gedoen het as wat hy huidiglik mee besig is nie. En dis nie die uitgangspunt nie. Ons is nie slawe van die staat nie. Die staat is 'n absolute slegte regerder. Ons moet mekaar sê, ons moet sê wat maak jy met 'n slegte regerder? Jy kom in opstand daarteen. En dis ons wettige manier van aan opstand kom. En dis nie iets wat daar gelaat kan word nie. Ons kan nie net voldoen omdat ons afhanklik is van gunste en gawe nie. Dit is nie iets volhoubaar nie. 15 jaar het ons nie meer land nie. En dan vra ons hoekom het ons nie goeders geveg? Want ons het nie opgestaan nie. Dan is dit, weet ons, jy dra naderhand by daartoe. Die dilemma wat ons het is, ons het 'n regstaat. En binne in daardie regstaat kan daar sekere transformasie toegepas word. Maar die dilemma op hierdie stadium is, daar's 'n transformasie ideologie en die regstaat moet aanpas by die transformasie ideologie, dis omgeruil. En dis wat ons spesifiek moet keer. Goed, ons het nou die saak, minagtingssaak, maar nog steeds is die regulasies daar. As ons nou minagting hof toe gaan en ons bevind Ramaphosa skuldig aan minagting, dan beteken die regulasies is nog steeds daar. Ons pak die regulasies ook aan. Ja, hooplik is meneer Ramaphosa dan in die tronk om dit te veg, maar ja, op die einde van die dag, dis nie net wat ons gaan nie net begin en eindig by die minagtingsaansoek nie. Ons moet die vraag nog steeds geantwoord word, of is die regulasies wettig, grondwetlik en rasioneel of immoreel, en ons argument is baie duidelik, dis onwettig, dis ongrondwetlik en dis immoreel. As jy kyk na die internasionale konvensies waarvan ons gepraat het, dan is dit weer eens ooreenkomste wat die staat gesluit het, waarskynlik bona fide, maar as by die uitvoering daarvan word dit lekraak net geïgnoreer of blaatant sommer net nie aan voldoen nie. En dan tweedens, as jy kyk na die proses van die opstel van die regulasies, dan is daar nie 'n proses gevolg nie en is immoreel. Ons kan dit in mooi woorde stel, dit is diskriminerend teen die wit bevolkingsgroep. Ons kan nie daarby verbykom nie en is iets wat ons moet teenstaan daaroor. En dan gaan ons ook terug internasionale arbeidsorganisasie toe gaan, want hulle het hierdie ooreenkoms gefasiliteer. En dan het die CCMA
het op die ou en die mediasiewerk gedoen, maar dit was onder toesig van die Internasionale Arbeidsorganisasie, nadat ons natuurlik 'n klag gelê het by die Internasionale Arbeidsorganisasie. En toe is jy 'n ooreenkoms bereik. Nou verbreek hulle eintlik 'n ooreenkoms wat deur 'n internasionale organisasie beding is. So of op die ouend gefasiliteer is. So ons gaan terug gaan soontoe. En ons gaan ook vir die Internasionale Arbeidsorganisasie sê, kyk hier, hulle het die ooreenkoms verbreek, ons gaan die regering oor die verbreeking van die ooreenkoms dan spesifiek aankla. Ons gaan nie die ooreenkoms staan, die hofbevel staan, die wat aan verkeerde kant staan is die regering, nie ons nie. En ons gaan dus intree vir die ooreenkoms. Ja, verseker ons word nogal gekritiseer veral deur die staat dat ons internasionale veldtogte loods, maar die ooreenkomste wat hulle het ten opsigte van internasionale handveste en die ooreenkoms wat hulle met ons het onderhewig aan die ILO, die Internasionale Arbeidsorganisasie se proses verbreek hulle self. So op 'n vandag is nie iets wat ons net kan sê, maar ag ja, weet jy wat, daai ooreenkomste is nou nie vir ons so belangrik soos dat ons dit net moet los nie. Dis iets wat ons moet, daar is 'n hofbevel, daar is 'n skikking en dit moet nagekom word en moet sorg dat die staat dit nakom, het sy plaaslik of internasionaal. Dit is natuurlik nie die eerste keer wat die regering oneerbaar optree as dit kom by ooreenkomste nie. Ons het dit ook beleef by Netlek, jy was self ook daarbey betrokke, toe ons ooreenkoms oor Bella daar bereik het geteken. Daardie was ook 'n dispuut tussen ons en dan die regering self en die president self en die minister van onderwys. En die president en die minister het die ooreenkoms geteken, iemand namens die presidentsie, uit die presidentsie namens die president. Daardie ooreenkoms is ook verbreek. As ek so luister na wat gebeur het hier met die BTV verhoog, so klink dit vir my presies dieselfde daar gebeur. As ek luister na die DA wat praat oor die verklaring van voorneme wat verbreek is met die stigting van die RNE, dan lyk dit vir my dit raak 'n tendens. En dit is hoekom ons dit eenvoudig nie kan los nie. Ons moet eenvoudig sê ons tree op. Nou, die president Ramaphosa sê gereeld dat daar moet Suid-Afrikaanse oplossings vir Suid-Afrikaanse probleme gekry word. Toe ons in Amerika was hy baie ontsteld geweest en hy sê vir ons, nee, waarom kry ons nie 'n Suid-Afrikaanse oplossing vir 'n Suid-Afrikaanse probleem nie? Die ooreenkoms wat ons bereik het rondom ras is 'n tipiese Suid-Afrikaanse oplossing vir 'n Suid-Afrikaanse probleem. Toe verbreek hulle dit. Die ooreenkoms wat ons gekry het rondom Netlek en dan spesifiek Bella was 'n Suid-Afrikaanse oplossing vir 'n Suid-Afrikaanse probleem. Toe verbreek hulle dit. En daarom het ons nie 'n keuse om op te tree nie. Nou solidariteit, en ons gaan julle op hoogte hou daarvan, gaan 'n reusagtige veldtog begin oor hierdie raswette. Ons sien dat die rasbuffel is gekwes. En baie keer met so 'n buffel wat gekwes is, dan raak hy eintlik meer gevaarlik net voor hy doodgaan. En ons sien hy raak meer gevaarlik, hy raak eintlik meer radikaal. Maar president Ramaphosa is onder ongelooflike druk wat raswette betref. Die Amerikaanse regering het die lig geplaas op die absurditeit daarvan. Op die oomblik is Jaco Kleinhans in die buiteland. Hy is in Europa waar ons dan ook die hele kwessie oor raswette onder die aandag gaan bring van Europese lande en G20 lande. En dan gaan ons hierdie hofsaake voer. Ons beplan ander aksies om hierdie rasbuffel sy doodskoot te gee. Ons gaan dit eenvoudig aangaan. En wat ons nou moet doen, ons moet nie nou ophou nie. Ons moet nou eenvoudig die momentum verhoog. Ons het ook besluit dat ons gaan 'n 7 miljoen rand eenkant sit om hierdie veldtog te finansier. Ons kort so 1000 nuwe lede, dan is dit gefinansier. 1000 mense wat kan sê, hoor so ons gaan saam veg. So ons wil julle ook vra, word deel van solidariteit en dan veg ons hierdie ding. Ons moet eenvoudig nie ophou nie. Ons moet die onreg beveg. Ons sê vir julle baie dankie. Dankie dat julle ingeskakel het hier. Anton, baie dankie vir jou. Ons waardeer dit verskriklik baie en ons sien julle weer volgende week. Op Solidariteit se YouTube kanaal is daar wonderlike inligting en nuus en video's en natuurlik die potsending, die Solidariteit wêreld met al sy episodes is daar. Ons vra of julle volg Solidariteit se YouTube kanaal en wees ingelig.